Goeiedag sê familie, vriende, julle is hartlike groet in die naam van die Here Jesus Christus. Ons is alweer hier en ons is so opgewonde vir wat die Here gaan doen. En ons gaan vandag luister na die woord van die Here wat opgeteken is in die brief aan die Hebreërs wat die profeet skryf. Dat sê die voortreffelikheid van Christus bo die engele. Vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot ons vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. En ek wil hier die boodskap titel vandag, die woord van God. Die Bybel sê, nadat God baie kere en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Ek wil praat oor die woord van God. Bybel sê, in die oudtyd het hy gespreek deur die profete. Ons lees in die Ou Testament, sê die Bybel, en die hoëpriesters moet 'n vlekkelose dier ondersoek. En die vlekkelose dier word ondersoek. En as die vlekkelose dier, as hulle vind, dat hierdie vlekkelose dier geen vlek het, dan word daar die dier geoffer. En wanneer daar die dier geoffer word, sê die Bybel, dan moet jy kyk na die dier, en dan word jou sondes vergewe. En die hoëpriesters het alleen toegang gehad tot die allerhoogste. Maar die Bybel sê 2000 jaar terug, toe die Here aan die kruis sterf van Golgotha, toe verbreek God self die wet. Van as ek en u onder die wet is, moet ons altyd deur dinge doen. Maar ek en u is vandag onder die genade van die Here Jesus Christus. Die wet is tot niet gemaak, die Ou Testament word tot niet gemaak, toe die Nuwe Testament gebore word. Ons kan ook lees in die Psalm 22, voorspel die psalmdigter alreeds. Die Nuwe Testament in Psalm 22 hoor ons hoe die psalmdigter skryf en hy sê die gedeelte wat Jesus aan die kruis noem. Vader, Here, dink aan my. Dink aan my en die Here gee 'n geleentheid. Is alleen die woord van die Here wat ek in u rigting kan gee. Die Bybel sê in die Ou Testament het hy deur sy profete gepraat, maar in die Nuwe Testament praat hy deur sy seun. Jesus wat gesterf het aan die kruis vir ek en u. En die Here vandag praat hy met 'n land, met 'n dorp, met 'n familie, met 'n gesin. En die Here praat vandag met ons deur sy seun. En alles gaan vandag, as 'n skoordigter wat sing, Jesus is the center. En die Here Jesus Christus is vandag die enigste ware helper van ek en u. Hierdie evangelie sal ek staan vas aanhou. Ek sal vas aanhou deur die evangelie. Iemand sê, ek het die woord van God nodig in my lewe. Ek moet die woord van God nag en dag bepeins. Die woord van God moet ek skryf op die tafels van my hart. Want dan gaan 'n tyd aanbreek wat ek nie meer vrylik die woord van die Here kan verkondig nie. Daarom moet ek die woord van God in my hart hê. En ek wil vandag sê dat die Here praat vandag in die laaste tyd deur sy seun. En as ek en u die evangelie wil verkondig, dan moet ons 'n verhouding met die woord van God het, 'n verhouding met Jesus Christus het, want die Bybel sê dis dieselfde gees
wat die Here Jesus Christus uit die doodheid laat opwek het, is binne in ek en u. Meneer en mevrou, jy het die woord van God nodig. Ek en u het Jesus Christus nodig in ek en u se lewe. Want die Bybel sê, as jy die Here aanneem, sal hy jou die reg gee om kind van God genoem te word. Ek praat van Jesus is die antwoord. Jy kan nie gered word deur 'n ander naam nie. Daarom bring ons die woord van God vandag na jou toe. Die woord van God sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, ek wil jou rus gee. En die Bybel sê, in die laaste dae praat hy deur sy seun. In die Ou Testament het hy gepraat deur sy profete. Die Nuwe Testament praat hy deur sy seun. Kyk vandag na die kruis toe. Ons bring die kruis wat 2000 jaar aan die kruis waar Jesus aan die kruis gesterf het en sy laaste asem uitgeblaas het, bring ons vandag na 'n verlore land toe. Verlore gesin toe. 'n familie wat verlore voel, bring ons die kruis af. En die kruis voor ons. Die kruis voor ons. Die kruis agter ons. Die kruis langs ons. Deur wille van ons sondes was hy deurboor. En hy gee ons vrye toegang om ons verhouding weer te herstel. As ek en u 'n woord nodig het ons nie nodig om te wag vir iemand om 'n woord oor ons te spreek nie. Al wat ons vandag kan sê is om tyd te maak met die woord van die Here. Kies vandag die woord bo alle dinge. Die woord van God is belangrik in ons lewe. En ek verkondig die gekruisigde Jesus aan ek en u. Maar hy is nie net weer aan die kruis nie. Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood uit. Daar die almagtige God, wat die dood oorwin het, gee ek en u toegang om self met hom te kommunikeer. Net waar jy is, as jy die naam van die Here Jesus Christus aanroep, sal jy gered word. En as iemand die naam van Jesus Christus bely, sal God self, Jesus sal self jou voor die Here bely. Moet jou nie skaam vir die evangelie nie, skaam vir die naam van Jesus Christus nie. Van die naam van die Here Jesus Christus is 'n sterk toring vir ons. Ons hardloop en ons word nie moeg nie. En ons sal ons geloof bely en sê dat Jesus is die ware een, is die enigste God wat aan die kruis gesterf het vir ons en wat vir ons 'n geleentheid gee. Die Here gee jou vandag 'n geleentheid. Keer vandag terug na die Here toe. Die Here roep jou vandag. Hy gee jou 'n geleentheid. Want almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Ek wil afsluit deur jou te sê, daar is nie 'n ander evangelie wat jou kan red nie, alleenlik die evangelie van Christus Jesus. Hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin en hy sit aan God se regterhand. Die Here seën jou, die Here versterk jou, die Here laat sy aangesig oor jou laat skyn. Laat hulle maar dink, ons dien 'n God wat aan die slaap is, wil hy hou jy net jou geloof. Van eendag, as jy nie meer hier is nie, gaan jy sien, ek moes vasgehou het aan die geloof. Die Here gee geloof terug vandag vir ons en ons sal vashou aan die geloof van die Here Jesus Christus. Vader, ons dank U, Here,
omdat u in die ou tyd gepraat het deur die profete. Vandag het ons toegang, oral waar ons sit, kan ons kommunikeer met u, kan ons praat met u, kan ons die u aanroep, en u sal antwoord. U is daar vir ons, u versterk ons, u tel ons op, u los ons nooit alleen nie. Dankie dat u in vandag se tyd deur u seun praat met ons, deur u woord. Dankie vir u seun wat gesterf het aan die kruis. Dankie vir Jesus wat aan die kruis gesterf het. En ons neem vandag, kies ons weer om die Here Jesus Christus 'n kans te gee in ons lewe. En ons nooi u vandag in ons lewe in. Skryf weer vandag ons wat luister na die boodskap, se naam in die boek van die lewe. In Jesus naam. Amen.